Hartlike goeiemôre van my kant af weer eens 'n voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Hierdie was 'n ma en 'n klein Rob en dit is wonderlik om te sien ook daardie band wat daar tussen hulle is. En hulle reken dat 'n Rob selfs tot 43 jaar oud kan word. Woon in groot populasies, is maar net oor broeiseisoen wat hulle redelik bietjie afsonder, maar anderste kry julle in groot kolonies. Hulle het groot oë en hulle is goed ontwikkel om juis in die water as ook buite die water goed te kan sien. En dan sê hulle, en dit moet nog bevestig word, dat selfs robbe onder water kan slaap. Die ma se melk het omtrent 50% vet en kan tot 2 kg 'n dag gewig opsit. So ja, so 'n bietjie 'n bemoediging wanneer dit kom by Desember maand en ons so 'n bietjie gewig opsit, dan 'n klein rob kan tot 2 kg 'n dag opsit. So ons hoef daarom nie te bekommerd te wees nie. Die woord van die Here kom en hy leer ook vir ons rondom bekering en dit wat die Here ook vir ons sê, veral wanneer ons dan ook die Here moet volg, opdragte wat die Here kom gee rondom wanneer ons hom moet volg. 1 Johannes 2 vers 2. En hy is 'n versoening vir ons sondes. En nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Hier kom 'n baie belangrike aspek oor die roeping van God wanneer hy die mens ook roep om hom te volg. Dan is dit nie net sekere mense wat hy wil roep, so sommige mense dan ook beweer dat net sekere groepe of sekere rasse of wie ook al gered kan word nie. Die woord van die Here sê dat God vir die hele wêreld dan gesterf het, vir elke volk, stam, taal en nasie, en dat die Here juis dit gedoen het om dan ook die wêreld te red van die sonde toestand waarin hulle is. Daarom het Matteus 9 vers 13 ook vir ons sê, maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerhandes nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. So baie belangrike aspek binne in hierdie hele saak is dat die hele mensdom en die menslike ras moet besef dat hulle in sonde ontvang en gebore is. En omdat hulle in sonde ontvang en gebore is, het die Here Jesus Christus juis gekom om hulle siele dan ook uit genade te red. So elke sondaar, elke mens wat bewus word dat hy in hierdie toestand van sonde gebore is, kan hierdie wonderlike genade van God ook smaak, om dan ook sy redding in sy of haar lewe ook te kan ervaar. Matteus 11 vers 28 kom juis die uitnodiging na elkeen toe. En nou kom sê hy, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. So hierdie uitnodiging gaan na elke mens toe, elke ene wat hierdie behoefte in sy en haar hart het, elkeen wat vermoeid is deur die sonde toestand en belas is deur hierdie sonde, wat 'n las vir my word, waarvan ek ontslaan moet word. Dat die Here Jesus Christus juis vir ons dan ook uitnooi, vir elkeen wat in hierdie toestand dan ook verkeer en redding soek, om dan ook vir die Here te sê, maar ek sal na u toe kom vir hierdie wonderlike rus, om van hierdie sonde las ontslae te raak. Daarom ook die uitnodiging Openbaring 22 vers 17. En die Gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem geniet. Dus kom die Here en hy kom sê vir ons ook in hierdie gedeelte, dat elke ene wat die behoefte in sy of haar hart het, om gered te word, dat ons na hom toe kan kom, die redder van ons kosbare siele, en dat hy ons siel uit genade wil kom red, om hom te aanvaar as verlosser en saligmaker, wanneer ek besef hoe groot my sonde toestand is, wegdraai van my sonde af, en die Here Jesus Christus as my verlosser en saligmaker ook dan te aanvaar. Kom ons bid saam. Here, ek wil kom bid vir 'n kosbare siel, wat nog belas is met die sonde, wat nog nie rus het nie, aan wie dan ook uitgeroep word, deur die kerk van die Here Jesus Christus, deur die Heilige Gees, kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom. Mag hulle reageer op die roepstem dan ook vandag. Amen.